is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Come on, sing worthy. Worthy is the Lamb. You are worthy. Worthy is the Lamb. Amen. You are worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. For it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power, for it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power, for it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. For it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power, for it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Oh, hallelujah, 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 hallelujah.
Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Here, ons verklaar vanmôre dat dit gaan alles, maar alles, maar alles, maar alles, maar alles vanmôre net oor U, Here. It's all about You and You alone. Thank You, Jesus. Ek ervaar so soete atmosfeer this morning. Thank You, thank You, thank You, Jesus. Come, Holy Spirit, we need Thee. Come, Holy Spirit, we need Thee this morning. Thank You, thank You, thank You, thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Ek ervaar dat daar waar jy is vanmôre, begin net in jou hemelse taal bid. Ons gaan dit vanmôre doen, ons is nie haastig nie. Kom ons bring ere en lof aan die koning van die konings. Terwyl ander hulle vir ons daai song weer so gaan doen vanmôre, net daar waar jy is, bid in jou taal vanmôre. Bid in jou taal. Thank You, my Jesus. Thank You. Oh, rekasara barababa yetoro shababa ye. For it reaches Thank You, Jesus. Ratara barababa yetoro shayat ye. Letara barababa ye. and it flows Thank You. to the lowest valley. Kesara barababa ye. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Ek ervaar so dat die Here druk dit so vanmôre op my hart dat ek en jy moet die Heilige Gees toelaat vanmôre. Ek en jy moet kom vanmôre en onsself oopstel vir die Heilige Gees. Ons gaan vanmôre ons in hierdie kerk oopmaak vir die Heilige Gees vanmôre. Ons gaan vanmôre ons kom en ons gaan sê Heilige Gees, ons verwelkom U in hierdie kerk vanmôre. Ons verwelkom die Heilige Gees, die Gees van God vanmôre saam met ons hier in ons midde. Want ek ervaar vanmôre dat die Heilige Gees wil harte vanmôre kom aanraak. Oh, Holy Spirit, we welcome You this morning. We welcome You, Holy Spirit. Heilige Gees, kom vanmôre. Kom vanmôre en kom maak vanmôre soos U wil. Heilige Gees, hierdie diens behoort aan U, Vader. Come, Holy Spirit, come. Thank You, thank You, thank You. Come, Holy Spirit, we need Thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in Thy strength and Thy power. Come in Thine own gentle way.
Yes, Holy Spirit, in thy own gentle way. Come, Yes, come. Holy Spirit. Come, Holy Spirit, come this I morning. need thee. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come, sweet Spirit, I pray. Amen. The Spirit of the Lord is here this morning. Won't you come in thy strength and thy power, Lord, come in thine own gentle way. Kerk, word bewus van die gees van God vanmôre. Halleluja, ek voel die salwing vanmôre. Ek voel die salwing. Ek voel die teenwoordigheid van die gees van God vanmôre. Ons is nie hastig nie. Ons is nie hastig nie. Word bewus van die Heilige Gees vanmôre. Thank you, Holy Spirit. Vader, sing dit weer vir ons vanmôre asseblief. Thank you. Oh, come, Holy Spirit, I need thee. Ons nodig het vanmôre is die Heilige Gees. Come, sweet Spirit, I pray. Won't you come in your strength and all power? Oh, come in thine own Ek ervaar dat die Heilige Gees is besig om iemand se hart vanmôre aan te raak. Come in thy strength. Ek ervaar dat die Heilige Gees is vanmôre besig om iemand se hart aan te raak vanmôre. Ek ervaar dit, Here, wys vir my. Kan ek vanmôre vir jou vra, het jy 'n aanraking van God se Gees of nodig vanmôre? Stel oop jou hart. Stel oop jou hart vir die Gees van God vanmôre. Halleluja. Thank you, Jesus. In thy strength and thy power, won't you come in thine own gentle way? Thank you, Jesus. Kan ek vra vanmôre sit net so in hierdie atmosfeer. Voorsangers, musikante, band, bly net so vir 'n oomblik. Ek wil vanmôre net gehoorsaam wees. Ek ervaar hoe die Here net met my deel en my sê, Bernard, moenie hastig wees nie, my gees werk vanmôre. Kan ek vra dat elke oog gesluit is vanmôre, elke oog. Niemand kyk rond nie. Ek ervaar dat die Heilige Gees is besig met voorbereiding vanmôre. Hy berei harte voor vir die woord wat ontvang moet word. Thank you, my Lord. Thank you. Oh, die Here deel met my, hy vra vir my, Bernard, waar is die plek vir my gees?
Waar in hierdie kerk is daar plek vir my Gees? Is dit voor of is dit agter by die deur? Heilige Gees, ons kom verwelkom U vanmôre. Heilige Gees, ons verwelkom U vanmôre hier voor Abba Vader. Oh, Holy Spirit. Heilige Gees in die middel van ons Vader. Thank you, Holy Spirit. Maar ek het vanmôre net so 'n honger vir die Heilige Gees, vir 'n aanraking. Vir die Heilige Gees wat beweeg vanmôre. Hoor mooi vanmôre kerk, dis die Gees van God wat die woord lewend maak. Dis die Heilige Gees vanmôre wat die werk doen. And we thank you, Holy Spirit. Dankie my Vader. Dankie my Vader. Vader Here, dankie dat ons bevoorreg is vanmôre Here om U woord te kan kom hoor. Here, in hierdie tasbare teenwoordigheid in hierdie atmosfeer. Here, is ons vanmôre bewus van die Gees. Is ons vanmôre bewus van die Heilige Gees, Here. Vader, dankie vir die woord wat uitgaan vanmôre. Dankie dat ons harte kan oopstel vir die Gees van God. Dankie dat ons vanmôre kan verklaar, it's all about you and not about man. Het gaan nie oor ons vanmôre nie, Here, maar het gaan oor U. En ons dankie daarvoor, my Koning. Here, ek bid dat die woord vanmôre in harte sal raakslaan en harte sal tref, harte sal verander. Dat dit sal vasslaan in die hart vanmôre, Here. En ons dankie daarvoor, my Koning. In die kosbare naam van Jesus. En die volk van die Here sê, Amen. Baie dankie voorsangers, musikante. Kan ek net vanmôre sê, dit is belangrik vir ons wat die woord bedien vanmôre. Het sy maak dit nie saak wie hier voor staan nie, wie die Here gebruik as instrument in sy hande om hier voor te staan nie, maar ek dink dit is vanmôre so belangrik vir ons om onsself oop te stel vir die Heilige Gees. Om onsself oop te stel en te weet dat dit is God wat die werk doen. Dis die Heilige Gees wat die werk doen. Dis nie ek vanmôre wat die werk doen nie, dit is God wat die werk doen. Ek is net instrument vanmôre in Vader se hande wat net kom en die woord kom oordra vanmôre. So ek dink dit is so belangrik vir elke een van ons wat hier sit vanmôre om onsself oop te stel vir die Heilige Gees. Amen. Ek sê vir my vrou, ek sê vir haar, ek is bietjie op my senuwees, sy sê dis goed. Want die werk van die Here is belangrik. En die werk van die Here kan ons is nie sommer net enige iets nie. Dit word belangrik geag. Amen. Ek wil vanmôre begin deur om in hierdie atmosfeer, hierdie soete atmosfeer vanmôre. Kan ek sien wie's dankbaar vir die Heilige Gees? Amen. Vir die Gees van God. Wie die Heilige Gees lief? Amen. Dankie Heilige Gees. Amen. Ek wil vanmôre ek sommer dadelik begin en ek wil kyk vanmôre om nie te veel allerhande dingetjies te praat nie, maar om vanmôre dadelik weg te spring en diep in die woord in te sak vanmôre. En my tema vanmôre en die gedagte wat ek vanmôre met elke een van ons wil kom deel is, dit sê, sit dit op my rekening. Die krag van genade. Sit dit op my rekening. Die krag van genade. Amen. Ek love dit om altyd 'n vraag te vra en ek gaan weer eens 'n vraag vra vanmôre.
Wie weet wat is skuld? Kom nou, kerk. Ek sien 'n paar glimlagte vanmôre. Wie weet wat is skuld? Amen. Ons almal weet wat is skuld. Okay? Ons almal weet. Ja, ek kom daar op skool het ek baie op skuld by die snoepie gekoop. Baie. So ek het van jongs af geleer wat is skuld. Ons almal verstaan wat is skuld. As ek reg is ek so sê vanmôre ons almal. As jy vir iemand geld skuld, daai gevoel wat jy binne jou het van, yes man, ek skuld iemand geld. Daai is nie 'n lekker gevoel nie. Maar ek wil gou vanmôre wil ek dinge so 'n bietjie andersters draai en ek wil hê ons moet vanmôre wil ek hê ons moet so 'n bietjie uit 'n ander oogpunt uit vanmôre dinge begin sien en na dinge begin kyk. Ek wil nog 'n vraag vanmôre vra. Kan ek sien, is hier enige iemand hier vanmôre, enige iemand wat sonder sonde is vanmôre? Enige iemand? Steek op jou hand. So ek is reg as ek sê dat ons almal het sonde vanmôre. Ons almal. Amen, Tannie, die bloed was ons skoon. Amen. Ek kom daar by, Tannie, kom. Halleluja, die Here bevestig die woord. Amen. Ek love it, die Here bevestig so die woord. Dankie, Tannie, is gehoorsaam, amen. Daar is iets vanmôre wat swaarder weeg as geldskuld. Daar is iets vanmôre wat swaarder weeg as enige ander skuld en dit is die skuld van sonde. Dit weeg swaar vanmôre. Daai gevoel van man, ek het opgemors. Jy weet, daai gevoel van yes, ek voel so sleg. Kom aan, kan ek sien vanmôre, ons almal sit nou heilig hier vanmôre. Kan ek sien, ons almal het al daai gevoel gehad. Van yes, ek wil wegkruip. Ek kan nie iewers heen gaan nie. Ek het te veel sonde. Jy sien, skuld maak dat ek en jy stil sit. Just bear with me vanmôre, ek beweeg na 'n punt toe. Skuld maak dat ons stil sit. Skuld maak dat ek en jy nie kan beweeg nie. Dit maak dat ons wegkruip. Dat ons onwaardig voel. En ek wil begin hier vanmôre om te sê dat, en dit bring my by die volgende gedeelte, en ek gaan vanmôre, wil ek graag die woord bedien uit 1 Filemon uit, Filemon 1. En dit is 'n baie kort boek, dis net 1 hoofstuk, dis 'n baie kort boek, en ek dink omrede dit so kort boek is, word hy baie keer dalk oorgeslaan, of hy word nie raak gesien nie, of mense lees hom nie. Maar ek wil vanmôre wil ek vir jou sê, gaan lees daardie boek, gaan lees dit by die huis en gaan kyk na daai hele gedeelte. Maar ek wil vanmôre, is daar 2 verse waarby ek wil stil staan in hierdie gedeelte. Maar ek wil net voordat ek begin met dit, wil ek net vanmôre so bietjie kort agtergrond gee rondom die hele storie vanmôre. Jy sien, en dit gaan oor Paulus wat in die tronk sit, en Paulus skryf 'n brief aan Filemon. En in hierdie brief noem hy 'n paar goed, onder andere, en jy kan dit gaan lees by die huis, maar in hierdie brief praat hy van Onesimus wat 'n slaaf was. Het almal al die woord gehoor, Onesimus? Sien hier's 'n paar koppe wat skud. Alraai. So dit gaan oor Onesimus wat 'n slaaf was, en dit gaan oor hy wat weggehardloop het en wat weggeloop het van sy baas Filemon af, en dit kon wees dat hy hom dalk besteel het. Hoekom sê ek so vanmôre? Sien waantoe ek beweeg, ek gaan dit nou vir jou vertel. Dit kon wees dat hy hom dalk besteel het en hom dalk goed geskuld het, en jy sien, in die Bybelse tyd was dit so belangrik geweest dat hulle kon hom doodgemaak het vir so iets, vir Onesimus. So belangrik was dit geweest. Jy sien, maar hierdie man Onesimus ontmoet vir Paulus in die tronk. En iets gebeur met hierdie man. Nou, ek dink as ons die geskiedenis van Paulus ken en ons die geskiedenis van Paulus weet, en ons weet hoeveel boeke en goed hy geskryf het in die Bybel, dan dink ek aan ons vanmôre almal weet dat ons weet wat het met hierdie man gebeur. Paulus het hom beet gekry. Ek dink daar het so baie dinge gebeur in daardie tronk wat Paulus met hom gedeel het ensovoorts, waarvan die Bybel ek dink nie eers praat nie. Ek dink daar het so baie dinge gebeur. Kry die prentjie vanmôre. Maar hierdie man
hierdie Onesimus, hierdie slaaf, is saam met Paulus in 'n tronk en hy hoor die evangelie. Hy hoor dit wat Paulus met hom deel. Jy sien, en hierdie man word gered. Hierdie slaaf, hierdie Onesimus, hierdie man word gered vanmôre. En hy verander. Hoekom sê ek verander? Hy kom tot bekering. Hierdie man verander heeltemal. Onthou, ek gee nou net agtergrond vanmôre. Maar hier is die ding, hierdie man moet teruggaan na Filemon toe. Paulus stuur hom terug. Hy sê dit daar in daai gedeelte. Maar hoor gou, hier's 'n probleem vanmôre hier aan die gang, in hierdie gedeelte. Hierdie man, hierdie slaaf is heeltemal veranderd en hy is tot bekering gekom en hy's gered. Maar hierdie man, hierdie slaaf wat tot bekering gekom het en dat sy lewe het verander en hy die evangelie gehoor, hierdie man sit nog met skuld boop hom. Hy sit nog met skuld boop hom. Hoekom sê ek so vanmôre? Die volgende wat ek lees in hierdie gedeelte ruk my in my binneste en die Here deel met my hierdie woord vanmôre en ek glo en ek weet dat dit gaan 'n impak in elkeen van ons se harte en lewens ook hê vanmôre. Paulus skryf die volgende gedeelte en ek gaan nou vir ons die verse lees in Filemon. Paulus skryf die volgende gebeurte, die volgende woorde skryf in die brief. Hy sê, as hy jou iets skuld, sit dit op my rekening. Sit dit op my rekening, as hy jou iets skuld. Kom ek lees gou vir ons die vers. Filemon 1, vers 18 tot 19. Hy sê, Paulus skryf daar, hy sê aan Filemon, hy sê, en as hy jou benadeel het, of iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, het dit met my eie hand geskrywe, ek sal betaal. Om nie te sê jou rekening nie, want jy is daar by jou eie persoon, ook aan my verskuldig. Ek wil vanmôre wil ek net vinnig sê dat, ons gaan tema sê, en pastoor Gawie sal dit nog deel, wat elke maand gaan kom, en laas maand was Koninkryk gewees, en hierdie maand, toe ek met pastoor Gawie praat, sê hy vir my dat, dis genade. Hierdie maand is die tema genade, en ons gaan nog baie daaroor praat, en rondom dit bedien, maar my vraag wat ek vanmôre wil vra is, besef ons en weet ons werklik waar, wat is genade? Ja, pastoor, ek weet. Ek wil weer vra soos die wat laas Sondag hier was, maar weet jy wat is werklik ware genade? Jy sien, daar is 'n verskil net om te sê, ja pastoor, ek weet wat is genade, en om genade te verstaan. Ek wil vanmôre wil ek net so 'n bietjie hier en daar net fondasie lê, en daar is so baie om te sê oor genade. Maar ek dink ons almal vanmôre weet, en ons almal weet waarby dit uitkom. Dit kom dat Jesus het met sy bloed betaal. Dit is genade. Maar hoor 'n bietjie wat doen genade verder vanmôre. Jy sien, Paulus was hierdie man genadig gewees. Man, en ek het hierdie prentjie in my kop, en hierdie prentjie speel voor my af, hoe Paulus, wie die prentjie gesien wat gisteraand uitgestuur is, wat die kerk uitgestuur het. Man, hy was vir my so 'n nice prentjie gewees. Gaan kyk 'n bietjie. Dit wat die kerk uitgestuur het van hierdie man wat so staan en wat skryf. En ek sien hierdie prentjie hoe Paulus hierdie brief skryf en hoe Onesimus, ek moet kyk om hom reg te sê, hier staan en kyk wat skryf hierdie man. Paulus was genadig gewees. Man, wat is hierdie prentjie wat ons vanmôre lees en hier sien? Dit is 'n prentjie van die evangelie, man. Dis die prentjie van die evangelie wat ons skryf vanmôre, dat hy sê, sit dit op my rekening. Ek sal betaal enige iets wat hy jou skuld. Ek sal betaal. Man, en ek gaan dink so 'n bietjie. Hierdie woorde, voordat ek daarby kom, ekskuus, ek het nou my plek verloor. Ek wil gou iets vir jou noem, voordat ek daarby kom met dit wat ek wil sê. Genade, verstaan mooi vanmôre, genade ignoreer nie sonde nie. Hoor wat ek sê vanmôre. Genade ignoreer
nie sonde nie. Genade sê nie, dis alright, jy kan maar sondig, jy kan maak soos wat jy wil nie. Jy sien, Paulus het nie gesê, ag Filemon, weet jy wat, dit is nie so erg nie. Hy het nie gesê, ag, man, weet jy, hou net op, dit is nie so erg nie. Maar hy het skuld herken, hy het herken en hy het aanvaar dat daar 'n skuld. Maar hy het gesê, sit dit op my rekening. En ek wil vanmôre wil ek hê, jy moet die belangrikheid en die erns hiervan verstaan. Genade beteken nie sonde maak nie saak nie. Dit is nie wat genade beteken nie. Genade beteken nie dat God ignoreer dit wat verkeerd is nie. Ons vanmôre dien ons 'n heilige God, 'n regverdige God. Jy sien, God is regverdig en getrou, dat hy kan nie sonde net ignore nie. So wat doen God? Hy straf sonde. Want hy is getrou en regverdig. Hy straf sonde. Man, en ek dink so by myself, ek sê, Here, terwyl ek besig was om voor te berei, ek sê, Here, dankie vir die prys. Jy sien, want God straf sonde, maar nie op my en jou nie. Jy sien, Vader het sy enigste gebore seun gegee. Man, ek het gehoor, sy enigste gebore seun het hy gegee, en ek het dit altyd in my hart gehoor, en het altyd vir my baie beteken. Maar raai wat? Toe kry ek 'n eersgeborene seun. En ek besef die liefde wat ek vir daardie kind het. Vanmôre, die liefde, hoe lief ek vir daardie kind is. Man, en dit tref my net dieper in my hart, dat God het sy enigste gebore seun vir my en vir jou gestuur, want so lief het God die wêreld gehad. Hy het my en jou so lief gehad, dat ek en jy moes daardie straf gedra het. Maar God straf die sonde, en hy sit dit op sy seun, Jesus Christus. Ek en jy moes gesterf het. Ek en jy moes vanmôre vir al daardie sonde wat ek en jy het, wat in my en in jou lewe is, moes ek en jy voor gesterf het. Maar Jesus gaan en hy sterf vir my en vir jou. Jy sien, as 'n ou so teologies daarna moet gaan kyk, iemand moet betaal vir sonde. En Jesus het besluit en gesê, sit dit op my rekening. Ek sal betaal. Hy sê, Vader, laat hierdie bitter beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil. Sit dit op my rekening, ek sal betaal. Jesaja 53, vers 5 tot 6. Hy sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elke een sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Man, ek is vanmôre, is ek die Here so dankbaar. Ek is vanmôre die Here so dankbaar vir dit wat hy op die kruis van Golgotha gedoen het. En hoor my hart vanmôre, ons staan ons by die nagmaaltafel stil. Ek gaan dit 'n paar keer noem vanmôre, maar ek wil hê dit moet in jou hart insing. Jesus Christus, die seun van 'n lewendige God, het gesê, sit dit op my rekening, ek sal betaal. Waarom? Sodat ek en jy kan vry wees vanmôre. Sodat ek en jy nie die straf hoef te dra nie, maar hy die straf op hom geneem. Maar ek dink so aan hierdie gedeelte waar Paulus dit skryf. Hy sê, reken dit my toe, ek sal betaal. Man, het jy al ooit so daaraan gedink? Hoe lief het God jou, dat hy sy seun vir jou gestuur het, sodat ons kan vry wees. En so baie keer in my lewe het ek gevra, Here, het U my nog lief? Môre dink ek, Here, sorry. Ek weet U het my lief. Ek weet, want die bloed van Jesus het gevloei. As ons gaan dink aan daardie woorde, wat sê,
reken dit my toe, ek sal betaal. Wat beteken daardie woorde vanmôre? Jy sien, as 'n ou gaan dink daaraan, dis soos 'n kontrak man. Dis wettig, daardie woorde, ek sal betaal. Jy sien, as ek en jy vanmôre so daaraan kan dink dat ek skuld iemand geld. Maar hier staan iemand op en hy kom nader en hy sê, wow, ek sal teken. Ek sal teken. Ek sal betaal. Sit dit op my rekening, ek sal betaal. Van daardie oomblik af wat dit geteken is. Van daardie oomblik af is die skuld outomaties oorgedra en van jou naam af. Hoekom? Want daardie persoon het gesê, ek teken, ek sal betaal. Jy sien, en so baie keer leef ek en jy met skuld in ons lewe, en dit laat ons voel, man, ek is nie waardig nie, ek kan nie beweeg nie, ek wil wegkruip, want ek het soveel sonde in my lewe. Maar hoor mooi, onthou wat ek vroeër gesê het, genade is nie dat ons kan maak soos ons wil nie. Ons kan nou Sondag en aangaan nie. Maar ek wil vanmôre kerk, wil ek vir jou sê, dat genade, die genade wat God vir my en vir jou gegee het, is groter as wat ons baie keer besef. Is groter as wat ons kan verstaan. Want jy sien, as dit gebeur dat ons doen dinge verkeerd en ons gaan op ons knie en ons berou werklik. Hoor mooi vanmôre, ons berou werklik. Ja, Here, ek is jammer. En ek gaan aan. Nee, dit is nie hoe dit werk nie. Dit gaan hier om te berou en te sê, Here, ek berou, ek het 'n diepe berou in my hart. Ek is jammer. Die bloed van Jesus maak my skoon. Dan kan ons vanmôre besef wat genade is. Maar jy sien, ons besef baie keer nie, besef ons nie wat genade is nie. En dit is hoekom ons baie keer op 'n plek staan wat ons nie kan beweeg nie en nie kan vorentoe gaan nie. Want die vyand kom vertel vir my en vir jou leuns. Jy sien, ek verstaan nie hoe dit werk baie keer nie. Ons is baie keer, hoor my hart, en ek sê dit so versigtig vanmôre, ons is baie keer so fyn ingestel vir dit wat die vyand en die leuns wat die vyand ons vertel, dat ons vergeet van die stem van die Heilige Gees. Ek en jy moet so ingestem wees op die stem van die Heilige Gees, dat ons weet dat ons het genade ontvang van God die Vader af. Ek dank die Here dat hy 'n groter prentjie gesien het. Ek dank die Here vir die prentjie wat Vader gesien het, om gesê het, ek sal my seun stuur, omdat ek jou so lief gehad het, omdat ek jou so lief het. Jy sien, Jesus kom en hy kom betaal die prys. Jesus het vir my en vir jou nie net jammer gevoel nie. Hoor wat doen ware genade. Hy het nie net vir my en vir jou jammer gevoel nie. Hy het gesê, skuif die skuld oor. Skuif dit oor na my toe, ek sal betaal. Ek sal betaal, ek sal jou skoon was. Hoe baie keer sê ons, ja, maar ek het genade vir daardie persoon en ek het genade en dan voel ons net jammer. Jy sien, ons kan nie net jammer voel nie, kerk. Ons moet ware genade hê. En ek is besig om vooruit te hardloop, ek moet terugkom na my punt toe. Aan die kruis van Golgotha wat genoem word die plek van die hoofskedel, het Jesus Christus die skuld van hierdie wêreld op hom geneem. Hy het alles op hom geneem. En hy het die skuld wat vir my en vir jou bedoel was, die skuld wat ek en jy moes gedra het hy op hom geneem en oorgeplaas op hom. Dit is wat ware genade is. Dit is wat genade is. My vraag is, ontvang ek en jy daardie genade vanmôre? Ontvang ons dit? Of luister ons na die stem van die vyand en die leuns van die vyand? Ek wil vanmôre wil ek vir jou sê, jy is vrygekoop, jy is losgekoop deur die genade van Christus Jesus. 2 Korintiërs 5 vers 21 wat sê,
Ja man, hierdie skrif is so kosbaar en so mooi. Hy sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie. Here Jesus Christus, die Seun van God, het geen sonde geken nie. Hy het dit nie geken nie. Hy het dit nie geken nie. Hoor my hart vanmôre, hy het sonde nie geken nie, maar hy het gekies om dit op hom te laat neerkom. Hoekom? Vir my en vir jou. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Die Bybel sê hy het sonde geword vir my en vir jou. Nie omdat Jesus skuldig was nie. Nee, Jesus is perfek. Jesus was beproef. Maar hy het nie gesondig nie. Jesus Christus het nie verkeerd gedoen nie. Hy het geleer. Maar die sonde is wat ek en jy gedoen het. Maar hy kies om te sê, ek sal betaal. Sit dit op my rekening, ek sal betaal. Dis omdat ek en jy skuldig was, omdat ek en jy verkeerd gedoen het. Jy sien man, dit is genade. Dit het ons almal verstaan wat genade is. Maar hoor vanmôre wat werklike genade is. En ek is so dankbaar, die Here het alles so mooi laat uitwerk, dat ons staan vanmôre by hierdie tafel stil, by hierdie nagmaaltafel. Why? Want daar is genade vir my en vir jou. Man, hierdie waarvan ons hier praat, is nie goedkoop genade nie. Dit is nie goedkoop genade nie. Dis baie duur genade. Kerk, hoor my hart vanmôre. Hoe baie keer het ek en jy dit nie net al goedkoop genade gemaak nie. Pastoor, hoe bedoel jy nou? Hoor my hart, ek dink baie keer het ons dit goedkoop genade gemaak. Want as ons besef wat werklike genade is, sal ons stop in ons spore voordat ons iets doen wat ons nie moet doen nie. Hoekom? Want die prys wat betaal was, is 'n duur prys. Jy sien, genade kos iets. Genade kos iets vanmôre. Vir Onesimus was dit verniet gewees. Hy kon gaan, maar vir Paulus was dit 'n belofte gewees, wat hy gesê het, skryf dit op my naam, ek sal betaal. Vir my en vir jou was die redding van Christus Jesus verniet gewees. Kerk, kan ek vanmôre vir jou sê, ons is nie bedoel om vanmôre net hier doodstil te sit en die woord te hoor nie. Ons is vanmôre supposed to be om saam as kerk op te staan en in hierdie gebou op en af te hardloop, om rondom hierdie stoele te hardloop, om te koordans, om op ons gesigte neer te val. Hoekom sê ek so vanmôre, kerk, hoor my, Jesus Christus het die prys betaal. Hy het die prys betaal vir my en vir jou. Dit het Jesus alles gekos, man, alles. Kry daai prentjie vanmôre. Alles gekos. Hy het met sy bloed betaal. Dit het sy liggaam gekos. Dit het sy asem gekos. Dit het alles gekos. Ek is vanmôre so dankbaar dat ek dien 'n God wat nie net bietjie gee nie. Ek dien vanmôre nie 'n God wat net sê, alright, ek gaan vir jou net 'n stukkie gee nie. Maar ek is so dankbaar dat ek dien vanmôre 'n God wat sy alles gee. Vraai vir wie, kerk? Vir my en vir jou. Vir my en vir jou. Dink dit vanmôre aan daardie prentjie, daar waar Jesus gegesel was, man, die doringkroon op sy kop gesit het. Waar hy gegesel was, houe ontvang het. Daar is stukke uit sy liggaam uitgeruk, man. Daar waar Jesus beweeg het die bloed gedrup. Dis 'n duur prys, man. Dis nie iets wat ligtelik moet opgeneem word nie. Wat beteken genade vir my en vir jou? Verstaan ons dit? Wat sê? Sit dit op my rekening. Ek sal betaal. Kinders van die Here, hoe baie keer het ons al met genade nie net gespeel nie. Ja, ek weet die Here sal my vergewe, man. Ons dien mos 'n God van liefde.
Ek weet hy sal my vergewe. Hoor gou my hart vanmôre. As jy die prys verstaan, as jy die dierprys verstaan het wat betaal is, sal jy nie met genade speel nie. Jy sien, jy sal begin anders leef. Jou uitkyk sal begin anders wees. Jy sal begin anders optree. Hoekom? Want dan besef jy die werklikheid van genade. Ons kan nie net sê, ja, maar die genade van God is daar vir my. Ek gee my net kans, ek soek net nog 'n week. Ek wil net nog 'n bietjie nonsens aanjaag hierdie week. Ek kom daar, daar is mos genade. Nee kerk, dit is nie hoe dit hoort nie. Dit is nie hoe dit supposed to be is om te wees nie. Jesus het sy alles gegee, hy sê ek sal betaal. Ek sal vir jou betaal. Kerk, ek dank die Here vanmôre, daardie ou wat sê gee my nog 'n week, ek dank die Here dat hy het gesê ek sal vir hom ook betaal. Waar stop genade? Waar stop dit? 1 Petrus 1 vers 18 tot 19, hy sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewens, deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Jesus Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Ek is bly, goud en silwer het my nie vrygekoop nie. Maar ek is bly, die bloed van Jesus het my vrygekoop. Want nou sal ek waarlik vry wees. God het nie gesê, genade is nie God wat sê, man, dit is alright nie. Dis God wat sê, ek self sal betaal. Kerk, hoor my hart vanmôre, 'n lewendige God het gesê, ek self sal betaal. Ek en jy moet in aanbidding wees vanmôre. Ons moet vanmôre op ons aangesig wees. Ons moet ons hande oplig. Kerk, en ons doen dit vanmôre. Ons doen dit. Hoekom? Man, kan ek dit anders sê vanmôre? Ek is so dankbaar ons is 'n Pinksterkerk vanmôre. Wat ons hande in die lug opsteek. Wat op en af hardloop. Wat die Here aanbid vanmôre. En nou moet jy mooi onthou hoe jy geprys en worship vanmôre. Ek is die Here so dankbaar dat ons kan in hierdie kerk op en af hardloop en sê halleluja, halleluja. Hy is die koning van die konings, hy is die Here van die leerskare, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die ewige lewe, hy is die vredevors, hy is ons raadsman, hy is die sterke God, hy is die leeu van Juda. Hoekom kan ons dit vanmôre doen? Want hy het met sy genade vir my en vir jou vrygekoop. Vrygekoop. Man, ek is so dankbaar, ek is vanmôre in 'n Pinksterkerk. Kerk, het 'n tyd geword dat ons op ons aangesig moet vorentoe kom. Ja, maar ons het net 'n sekere tyd vir worship en aanbidding en praise and worship. Ons het net 'n sekere tyd. Dit het tyd geword dat ons moet uitkom. Ja, maar wat gaan daai broer of suster van my sê? Dit maak nie saak nie. Ken jy die prys van genade? Ken jy die prys? Ek sal kom en ek sal op my aangesig voor die lewendige God kom lê. Want kyk wat het hy vir my gedoen. Ek sal kom en ek sal kom koordans môre. Kerk, het dit nie tyd geword dat ons in hierdie kerk moet begin koordans nie? Dit het tyd geword. Maar jy sien, daar is tradisies en daar is dingetjies wat ons weghou. Sal ons kies om eerder in daardie tradisies en in daardie dingetjies vas te kyk? Of gaan ons eerder kies om in die ware genade van God raak te kyk en raak te sien? Man, hoor my hart vanmôre. Ek love it dat pastoor Gawie so baie geleenthede gee om woord te kan bedien, want die woord ruk myself ook. Ek leer vanmôre en die woord ruk myself. Ek besef wat is genade, man. Ek het altyd geweet wat is genade, maar ek besef wat is werklike genade. Wat kan ek en jy doen om net dankie te sê vir daardie genade? Hoor my hart vanmôre. Dit het gereën daar buite, en vanmôre gaan ek iets sê en ek gaan dit maar sê. Dit het gereën buite vanmôre. Maar waar is die res van die mense? Hoekom sit hier die kerk nie vol vanmôre nie? Hoor my hart, dit gaan nie oor getalle nie. Dit gaan nie oor getalle nie. Dit gaan oor die genade van Christus Jesus wat vir my en vir jou so groot was dat ons moes stoele ingedraai het
Ons moes stoele ingedraai het, want sy genade. Ja, maar die reën, dit reën buite, ek het nie 'n sambreel nie. Dit maak nie saak nie, ek sal in die reën stap, want die genade van Christus Jesus het my vrygekoop, man. Besef ons wat is werklike genade. Kerk, kan ek dit sê? Man, ek voel die gees van God by my vanmôre. As daar iemand is wat genade nodig het, is dit hierdie ou wat hier staan. Ek dank die Here vir sy genade oor my lewe. Ek dank die Here dat sy genade oor my lewe nog altyd was, want ek was nie altyd net 'n pastoor nie. En al is ek 'n pastoor, het ek foute. Maar sy genade maak my toe. Sy genade kom vou my toe. Ons sal hom al die eer gee, al die aanbidding, want hy is die seun van Dawid. Jy sien die skuldbrief wat ek en jy, wat my en jou naam opgehaat het oorgeskuif na Jesus toe. Dis hoekom die kruis van Golgotha nodig was. Jy sien, as genade niks gekos het nie, dan was die kruis onnodig geweest. Ek dank die Here vir sy genade vanmôre. Ek het dit vroeër genoem dat jy kan nie aangaan en sê ja, maar God sal my vergewe nie. Nee, jy kan nie. Want wanneer ek en jy die werklike prys verstaan van genade, sal ons besef en weet dat dit ons harte moet verander. Kerk, kan ek vanmôre sê dat genade verander jou identiteit. Dit verander jou identiteit heeltemal. Onesimus beteken nuttig. En Paulus skryf daar, hy sê vroeër was jy was onnuttig geweest, man, vir Filemon. Maar nou is jy nuttig. Hoekom sê ek so? Want wanneer jy ware genade ontvang, dan begin die Heilige Gees binne in jou woon. Die Heilige Gees begin vir jou wys wat is ware genade. Jy sien, alles word skoon gewas en jy word nuut gemaak deur genade. En die prys is betaal. Jesus het gesê, sit dit op my rekening, ek sal betaal. 2 Korintiërs 5 vers 17 wat sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Ek wil vanmôre wil ek vir jou sê, genade doen meer as net vergewe. Genade kom herstel. Dit kom herstel, dit maak jou 'n nuwe skepsel. En ons glo nie net in die vergifnis nie, maar ons glo in die wedergebore. Ons glo daarin dat wanneer jy wedergebore is, dan is jy 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Jy's nuut. En dan kry jy man, daar is so baie dinge waaraan ek dink vanmôre, dan kry jy nuwe begeertes in jou hart. Hoekom? Want jy het ware genade ontvang. Romeine 8 vers 15 wat sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Ek wil vanmôre wil ek vir jou sê, jy is nie meer 'n slaaf nie. Jy is 'n seun en 'n dogter van 'n lewendige God. Genade verander jou identiteit in totaal. Ek wil vanmôre wil ek sê dat ek dink, hier sit vanmôre dalk 'n paar Onesimus. Pastoor, hoekom sê jy so? Want jy sien, jy voel dalk, ek het te ver gegaan. Ek het God teleurgestel, ek kan nie teruggaan nie. Ek het weggeloop. Maar God sê, Jesus het reeds betaal. Sit dit op my rekening. Dis klaar betaal.
Terselfde tyd wil ek dit anders omdraai vanmôre. Ek dink dat hier sit 'n paar en hoor my hart, dis so eenvoudig om te verstaan. Hier sit Onesimus te vanmôre. Wat sê, my skuld is te groot. Here, ek kan nie terugkom nie. God sê, dis klaar betaal. Sit dit op my rekening, ek sal betaal. Hoor mooi waartoe beweeg ek vanmôre. Maar ek dink vanmôre, hier sit 'n paar Filemons. Hoekom sê ek so? Jy sien, daar is dalk iemand wat jou iets skuld vanmôre. Daar is dalk iemand wat skuld teen jou het. Daar is dalk iemand, en nou praat ek nie van geldskuld nie. Ek praat nie dalk van net so 'n bietjie skuld nie. Ek praat van jarelange skuld wat jy het, wat iemand teen jou het. Pastoor, ek worry nie wat jy sê vanmôre nie. Ek worry nie. Ek sal daardie rekening van daardie persoon vashou. Maak nie saak wat nie. Jy kan my hoe oortuig, maak nie saak wat nie. Hy sal betaal vir dit wat hy aan my gedoen het. Jy sien, ek wil ek vir jou sê dat die vergifnis en die genade wat ek en jy ontvang het deur Jesus Christus, raai wat moet ons doen? Moet ons gee vir ander. Jy sien, dit maak nie saak hoe groot daardie persoon se skuld is nie. Jesus het nie gekom en gesê, wag 'n bietjie, jy het hierdie gedoen, jy het hierdie gedoen, jy het hierdie gedoen, laas jaar het jy hierdie gedoen, hierdie en hierdie. Hy het gesê, sit dit op my rekening, ek sal betaal. Hy het gesê, omdat ek jou so lief gehad het, sal ek my enigste gebore seun vir jou stuur. Die vraag is vanmôre, kerk, sal ek en jy na daardie persoon toe gaan wat soveel skuld het? Daar sal ons daardie rekening vat, gaan ons na hom toe gaan en vir hom sê, weet jy wat, ek is nou vanmôre hier om jou te vergewe, maar ek wil net hê, jy moet onthou, jy het dit en dit en dit aan my gedoen. Ek wil hê, jy moet onthou, jy het my baie seer gemaak. Of sal ons bereid wees om te gaan en te sê, man, I love you, brother. I love you. Nou, gaan jy my sulke oë aankyk, hè? Dit wat ek jou skuld, moenie worry nie. Dis klaar betaal. Ek vat daai skuldbrief en ek gooi hom weg. Kerk, die genade wat ek en jy en die vergifnis wat ons ontvang van ons hemelse Vader. Ons kan ons nie sê, nee, ek gaan nie genade hê vir iemand anders nie. Ons het al baie daai sê ding gehoor, man, ek het nie genade vir daai ou nie. Sê vir ons werklik waar wat ons sê? Kan jy dink dat God sal sê, ja, ek het nie genade vir jou nie, maar God het genade vir my en jou. Kolossense 3 vers 13 wat sê ek wat so sê, nie is die woord wat so sê. Hy sê, verdra mekaar en vergewe mekaar. As die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle dan nie doen nie. Dis nie wat die woord sê nie. Hy sê, so moet julle dan doen. Hy sê, so moet julle dan doen, soos Christus ons vergewe het. Kan ek vir jou vra, jy weet wat sonde jy in jou lewe al het, en al gedoen het, man, en hoor my hart, dis onder die bloed, amen, dis onder die bloed. Ek is so dankbaar vanmôre dat my sonde kom nie, en dat dit is 'n lys daar op die bord wat almal kan sien nie. Maar ek is vanmôre dankbaar dat wanneer julle na daardie bord kyk en my sonde sien, dan sien julle die bloed van Christus Jesus raak. Hoekom sukkel ons dan om ander mense te vergewe? Why? Hoekom het ons nie genade vir 'n ander persoon nie? Ja, maar pastoor, jy verstaan nie, jy praat net. Dis nie ek wat so sê nie. Dis God se woord wat so sê. Vergewe mekaar. Hy sê nie daar in Kolossense 3 vers 13, hy sê nie 'n klein klagte, dan kan jy maar vergewe nie. Maar groot, dan moet jy dit dalk oorweeg nie. Hy sê klag. Sy klagte het. Pastoor, ja, maar luister, jy verstaan nie, en daar is baie dieper dinge.
Dit is nie net oppervlakkige goed nie. Daar is baie dieper dinge wat in my kinderjare en in my lewe gebeur het. Pastoor, jy moet nie aan daardie topik eers begin raak nie. Ek is so dankbaar vir die bloed van Jesus. Ek is so dankbaar vir die genade van Jesus Christus. Hoor my hart vanmôre, as jy meer genade gaan hê vir jou broer of suster, as jy meer genade gaan hê vir daardie persoon teen wie jy iets het, met wie se rekening jy in jou hand sit, man, as jy daardie persoon gaan vergewe en gaan vryspreek, dan is jy nog 'n tree nader om die ware genade te kan sien en te kan ervaar. Te sien wat is ware genade. Genade is nie wat ek en jy ontvang nie, dis wat ons gee. Titus 2 vers 11 en 12, wat sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te leef. Hy sê ingetoe, ingestel op die genade van God. Sien, ons is vanmôre by hierdie tafel en God het vir my en vir jou die sleutels gegee van ware genade en ons kan stil staan by hierdie tafel vanmôre. Ek is dankbaar. Jy sien, dit laat my so dink, ek het vroeër aan daai liedjie gedink, Andrei wat sê, when mercy walked in. Ek is so dankbaar dat die Here het met sy genade in my lewe ingeloop. 2 Korintiërs 12 vers 9 wat sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. My genade is vir jou genoeg. Ek voel ek wil stil staan daarby vanmôre. Wanneer laas het ek en jy vir 'n persoon gesê, ja, my genade is vir jou genoeg. Ek het vir jou genade. Kom, laat ek jou vergewe en laat ek jou vertel van 'n groter genade. Ek gaan eers daar stop vanmôre. Jy sien, vanmôre wil ek aan jou noem dat daar is krag in genade. Die krag van genade en man, ek is so dankbaar vir die Heilige Gees wat vanmôre so beweeg en die teenwoordigheid van die Heilige Gees in hierdie plek, want jy sien, genade is nie net ek kan hoe baie praat vanmôre en hoe baie sê vanmôre, maar genade is nie net 'n idee nie. Dis iets wat ek en jy moet ervaar. Iets wat ek en jy moet beleef in ons lewe. En dit is al hoe ek en jy dit gaan verstaan, is wanneer ons sê, Holy Spirit, Heilige Gees, Gees van God, kom help my. Kom help my om daardie ware genade te ervaar en te beleef en om te sien dit wat jy vir my aan die kruis gedoen het. Het jy al ooit by jouself vir 'n oomblik net gaan sit en kyk, baie keer as ek diep dink, dan vat ek my kop so vas. Het jy al op jou manier, as jy so gaan sit en jy probeer so fokus en net dit in jou gedagtes kry, het jy al gaan dink, hoe was die kruisiging gewees? Dit wat alles daardie dag gebeur het. Sien, genade was so groot geweest dat hy die voorhangsel geskeur het. Maar ek dink vanmôre, dink ek net aan daardie genade. Die kruis van Golgotha, van dit wat gebeur het. Man, so lekker om die Here te dien. Jy sien, die Heilige Gees oortuig ons en help ons. Hy oortuig ons van sonde. En hy wys ons na die kruis. Hy breek trots in my en in jou lewe en hy bring vryheid, hy bring trane in my en in jou lewe. Dis wat die Heilige Gees doen.
Sê die woord nie in 2 Korintiërs 3 vers 17 dat waar die gees van die Here is, daar is vryheid nie? Ek wil vanmôre wil ek, en ek gaan begin klaarmaak, ek wil vanmôre wil ek vir jou sê dat skuld bind jou. Maar hoor mooi, genade maak vir my en vir jou los. Dit maak ons los. En jy kan nou nie na jou bankbestuurder toe gaan en sê, luister, ek het Sondag gehoor in die kerk, daar is genade vir my, ek skuld jou niks meer nie. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Daar is 'n groter genade vanmôre waarvan ek praat. Daar is 'n skuld waarvan ek praat vanmôre, wat ek en jy het, wat ek en jy moes gedra het, wat ek en jy moes betaal het. Maar Jesus het gesê, ek sal betaal. Sit dit op my rekening. I will pay. André, kan ek vir jou vra, sal jy so lank? Of wag eers, André, skus, kan ek vra, kan hulle vir ons sagte musiek speel? Ons gaan die nagmaaltafel, gaan ons nou by stil staan. Kan ek vra dat die broer so lank na vorentoe gaan kom, wat die nagmaal gaan kom bedien vanmôre? Ek wil vanmôre wil ek vir jou sê, as jy hier sit vanmôre en jy het nog skuld, kom na die kruis toe. Kom na die kruis toe vanmôre. En Jesus, die Heilige Gees gaan jou wys wat is ware genade. Wat is genade? Man, ek dink ons moet hardloop. Hardloop na die kruis toe. En gaan ervaar en sien wat is ware genade. Kan ek vra om Sarel sou hom solank die manne bedien vanmôre? Ek ervaar so dat die Gees van God deel met my en sê vir my, Bernard, die Gees wil werk vanmôre. Man, ons kan ons net in die teenwoordigheid sit vanmôre. Ek weet ek het dit al baie kere genoem vanmôre, maar ek wil vanmôre wil ek vir jou sê dat genade is God wat sê, ek weet wat jy gedoen het en ek kies om te betaal. Ek het gekies om my seun te stuur vir jou. Man, dit is so lekker om te weet dat nog voordat ek gebore was, nog voordat ek 'n gedagte was, nog voordat ek bestaan het, is daai prys reeds vir my betaal. Man, what a lovely God we serve this morning. Ek gaan gou vir ons nog 'n vers lees terwyl ons Sarel en manne bedien vanmôre. Efesiërs 2 vers 8 wat sê, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Hoor wat sê hy? Hy sê dit is die gawe van God. Ek en jy het 'n gawe ontvang van God af. Gryp dit vanmôre met al twee hande aan. Amen. Ek gaan vra wanneer jy die nagmaal ontvang het, hou dit net so by ons, gaan dit almal saam gebruik vanmôre. Amen. Ek is môre so dankbaar dat die graf is leeg. Genade het opgestaan.
En ons kan verander gelowe en mense wat nie glo nie kan ons vanmôre gaan vertel en gaan wys wat is ware genade en vir hulle gaan vertel dat die graf is leeg. Genade het opgestaan vir my en vir jou. Ek gaan wanneer ons almal saam die nagmaal gebruik, gaan ek dan 'n geleentheid gee, die wat met die beker bedien wil word, kan net hulle hande opsteek om saam hulle die beker vanmôre hier. Alright, ons sien die hande, baie dankie oom Tannie. Ons gaan wanneer ons nou saam almal dit gebruik dan en ons die beker omsteek. Kan ek sien is almal bedien vanmôre. Niemand oorgeslaan nie. Ons gaan nou die beker bedien. Dankie manne, julle kan hier voor kom staan. Ek wil hê ons moet die broodjie vat vanmôre. En man, ek dink ek wat jonk is, het nog so baie om te leer oor hierdie tafel. Maar ek wil vanmôre wil ek net uit my hart uit vir die Here kom dankie sê vir hierdie tafel. Kan ek vra in hierdie atmosfeer dat voordat ons hierdie nagmaal gebruik, kan elke oog gesluit wees vanmôre. My Vader, ek roep Abba Vader. Abba Vader. Here, dankie. Dankie vir genade wat ingeloop het. Toe my skuldbrief besig was om bespreek te word. En ek skuldig gestaan het. Dankie dat genade ingeloop het en gesê ek sal betaal. Here, ons sit vanmôre in hierdie teenwoordigheid van die Heilige Gees vanmôre. En ons is vanmôre so tasbaar en so bewus van die Gees vanmôre, Here. Ons wil nie haastig wees nie, Vader. Here, ons het vanmôre net weer eens kom hoor wat ware genade is. Dat genade so baie dinge verander. Here, en ons weet vanmôre dat genade is nie daar wat sê ons kan enige iets net doen wat ons wil nie. Nee. Jy het genade vir ons gestuur sodat ons kan vry wees in Christus Jesus. Vry van sonde. Here, ons as family sit vanmôre om hierdie tafel. Ons sit om hierdie tafel vanmôre, Here, en ons wil maar ons dit kom doen na gedagtenis en dit wat U vir ons gedoen het vanmôre, Here. Wil ons vir U kom dankie sê dat die brood gebreek is, die liggaam is deurboor vir elke een van ons. Here, U het met U bloed betaal. Ons sê vir U dankie daarvoor, Vader. Ons ag hierdie nagmaaltafel hoog heilig vanmôre, Here. In Jesus se kosbare en heilige naam.
Dankie Here vir u genade. In Jesus naam, amen. Vat die broodjie vanmôre en breek hom in die helfte. Jesus se liggaam was vir my en vir jou gewees. Die wat met die beker bedien wil word, kan net hulle hande ophou. Kom ons vat die bloed vanmôre. Dat elke druppel bloed, ek dink toe Jesus op die Via Dolorosa geloop het, die bloed wat so afgedrup het, wat niemand gesien het nie. Die bloed wat so uit sy soem gedrup het. Ek dink daai dag was dit so besig gewees en dit was 'n warboel gewees en mense was oral gewees. Maar God het geweet van elke druppel bloed wat afgevloei het na sy soem toe en op die grond gedrup het. Daar is nie 'n druppel bloed wat ongesiens verbygegaan het nie. Maar elke druppel bloed was vir my en vir jou gewees. Kom ons gebruik dit saam vanmôre. Dankie Here vir hierdie tafel. Baie dankie manne vir die nagmaaltafel bedien vanmôre. Ek gaan begin klaarmaak. Ek het nog 'n vers wat ek vir ons wil lees. Kan ek vra terwyl ek hierdie vers lees, kan elke hoof gesluit wees, elke hoof gebuig en elke oog gesluit wees vanmôre. Hoor wat lees ek vanmôre? Hy sê, Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat na die vlees wandel. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Kom ek en jy wandel vanmôre na die Gees. Hy sê, Jesus vra vandag vir jou, sal jy glo, dit is klaar betaal. Sal jy dit glo? Maar sal jy ook so leef, soos iemand wat vergewe is? En sal jy vergewe, soos iemand wat genade ontvang het? Ek wil vanmôre wil ek saam met jou bid. As jy voel en jy sê, man, ek het genade in my lewe nodig. Daai ware genade. Ek het nodig dat, en ek weet dit Bernard, ek weet dit, dat Jesus sê, skryf dit op my rekening, ek sal betaal, maar ek het waarlik vanmôre nodig, 'n aanraking van die Heilige Gees of nodig. Ek het waarlik vanmôre nodig om te weet dat Jesus sê, sit dit op my rekening, ek sal betaal. Ek wil saam jou bid vanmôre, ek wil vra, net daar waar jy is, steek jy jou hand vanmôre op, saam met my. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan vanmôre. Vader, Here, dankie dat ons vanmôre kan kom, net soos wat ons is, Here. Here, dankie dat ons vanmôre kan weet, dat die oomblik, when mercy walked in, is ek vrygekoop. Here, ek het 'n skuldbrief gehad. Here, maar dankie dat ek vanmôre kan weet dat daardie skuldbrief het Jesus oorgeneem. Dis wettig. Jesus het dit oorgeneem.
Jesus, ons wil vanmôre vir U kom dankie sê dat U daardie bitter beker gedrink het, Here. Die sonde van hierdie wêreld, hierdie aaklige sonde. Sonde wat maak dat ons so skuldig voel en voel ek het opgemors en voel ek wil wegkruip. Daardie sonde het U op U geneem. Dankie Abba Vader dat U Seun Jesus Christus gestuur het. Dankie dat U nog 'n groter prentjie gehad het van genade. En Jesus het opgevaar na U toe en gaan sit in die regterhand van U en U het die Parakletos, die Heilige Gees gestuur wat permanent by ons is. Here, daar is nog 'n ander deel van genade vanmôre. Dankie vir die Heilige Gees, Vader. Here, dankie dat ons kan weet skoon gewas is ons vanmôre. Here, dankie dat ons vanmôre uit daardie deur uit kan stap met 'n huppel in ons stap, Here. Om te kan weet dat genade het die prys totaal betaal. Ons is vry vanmôre, Here. Ons sê vir U dankie, Vader. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade, U grootheid, Here. Here, ons wil vanmôre vir U kom sê, Lord, we love you. Ons het U lief, Here. Dankie vir genade, my koning. Vader, ons loof U, ons prys en ons aanbid U. In Jesus se kosbare en heilige naam. En die volk van die Here sê, amen. I stood in the courtroom. The judge turned my way. It looks like you're guilty, but why?